Daar sê, broers en susters, kry gerus 'n sitplekkie. Was ons so baie in die eerste diens? Wow. Ons moet net aanhou. Nou kom maar nog, kom maar nog. Sê, almal is hartlik welkom, ook die wat nie by die eerste diens was nie. Wat 'n voorreg dat ons hierdie geleentheid het en dat ons so kan opgewonde raak oor hierdie tyd van die jaar. Die Kersgebeure het altyd iets besonders in 'n mens se gedagtes, nê? En dat ons dit op so 'n manier ook kan vier, dat ons dit met woord en lied voor die Here kan vier. Ons sê besonderlik dankie vir Engelet en haar span. Waar is Engelet? Sy is hier nie. Sy werk nog steeds, sy het gou iemand gaan haal. Engelet en haar hele span, almal wat deel is van die geleentheid, julle klein kindertjies tot by hierdie ooms met die swart hemde. Engelet, baie dankie vir jou harde werk om hierdie program so op die planke te kan bring as dit ware. Sy het al lank die voorbereidings begin doen, teksgedeeltes uitgekies, klomp goed daarmee saam gedoen. Dit is regtig vir ons 'n voorreg dat jy ook ons musiekleier is, Engelet. Jy doen baie moeite vir ons daarmee. En Sondag na Sondag en die inisiatief om hierdie program ook aan die gang te kry vir ons vir vandag, baie dankie daarvoor. Ek wou eintlik nou vir jou blomme gegee het, maar hier is nou niks om vir jou te gee nie, maar baie dankie. Kom ons gee vir haar mooi hande klap. Ons het soos gewoonlik dit goed gedink om dit maar op die skerm te laat gebeur. So hier's nou nie klomp aankondigings en goed wat nou sê hierdie groepie gaan nou daai liedjie sing of wat ook al nie. Dit gaan rol op die skerm. Dit gaan 'n program is wat so gaan loop. Ek gaan nou maar hier en daar ietsie sê wat net so 'n bietjie die lyn van die gebeure aan mekaar vleg. Hier en daar het ons verwysing na 'n teksgedeelte wat op die skerm gaan verskyn. En tussenin is daar dan nou liedere wat deel van die hele prentjie maak en wat dit verryk en wat dit opbou. En ons het van die naskool ouens hier tot by Concino Deo, sê ek dit reg? Die mannegroep wat ons eintlik nou al ken, en dan is daar die Pretoria mannekoor wat ook vir ons optree. Daar's 'n paar soliste en Louis en François gaan ook saam sing met hulle as ek so mooi kyk. En dan die ander deelnemer is almal wat hier sit. Nee, die gemeente gaan ook heel party van die liedere saam sing. 'n Groot fees. En daarmee wil ons al die eer aan die Here bring. Daarmee wil ons hom dank en loof. En daarmee rig ons ook ons gedagte. Ons is in Advent besig die aanloop na die geboorte van ons Here Jesus. Aan die einde, heel aan die einde, is daar name op die bord wat verskyn wat vir almal dankie sê. So ons gaan nou nie weer amptelik die dankie sê doen nie. En ons sê nou al dankie vir almal wat deel is hiervan en ons sien met groot verwagting uit na dit wat nou gaan volg. Kom ons doen 'n gebed saam en dan begin ons program. Hemelse Vader, U is vir ons baie goed. Want U is ons Vader wat ons liefhet en ons versorg en ons red en bewaar en ons nuwe lewe gee. U is die een wat ons hoop gee. U is die een wat ons voetstappe rig elke dag, wat ons beskerm en bewaar. En daarom wil ons U al die eer bring. Ook as ons so by mekaar is en so 'n program het wat ons volg, dan gaan dit nie oor een van ons nie. Dit gaan nie oor mense en mensewoorde en mooi stemme en dit wat die musiek doen nie. Al die eer, al die lof kom U toe en dit is waarmee ons graag hier wil besig wees. Dankie dat almal dit ook so benader vanoggend, dat almal dit so doen vanoggend. Gee Here dat elkeen van ons hierdie fees, hierdie Kersliedfees saam kan vier, dat dit ons kan opbou en nuwe moed en krag en dankbaarheid gee. So bid ons dit in Jesus se naam. Amen.
sodat ons die applaus hou vir heel laaste. Maar dit is wonderlik om hierdie groep kinders so te sien en hulle sing uit volle bors. Kersfees is somerfees, vakansiefees, familiefees, bo alles Christusfees. Dis 'n wonderlike tyd van die jaar en ons het almal soveel kosbare herinneringe en kosbare belewennisse rondom Kersfees. Hoekom? Want ons dink terug. Ons is dankbaar. Ons vier die gebeure van die seun van God wat mens geword het. Ons vier dit saam met familie en vriende. En ons vier dit dat hy gekom het om die sonde en die bose en die dood finaal te kom oorwin. Kersfees is lewefees, dis dankbaarheidsfees, dis hoop vir die toekomsfees. Hoor weer die bekende woorde, Lukas 1 vers 26 tot 38. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy, ek groet jou begenadigde, die Here is by jou. Sy was verbuister oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar, moenie bang wees Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Maar Maria sê vir die engel, hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie? Die engel antwoord haar, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek en daarom sal die een wat gebore word heilig genoem word, die seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang en sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie. Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het, toe het die engel van haar af weggegaan.
Hoe moes die mense van daardie tyd geweet het, die Messias, die verlosser, is nou gebore? Daar was tog nie TV of internet of sosiale media nie. Kyk wat doen die Here. Hy gebruik eenvoudige mense, herders, laagklas mense, mense wat nie gereken is in die samelewing van daardie tyd. Hy gebruik hulle om te gaan vertel. Hulle hoor, hulle gaan kyk, hulle vertel en hulle juig. En so wys die Here van die begin af, sy koninkryk is anders as die wêreld. So dikwels werk hy juis met die onwaarskynlike. Kyk hoe staan dit in Lukas 2, die bekende deel. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die glans van die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus, die Here. En dis vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. En skielik was daar saam met die engele menigte engele uit die hemel wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het.
Dis aangrypend. Jesus Christus, Seun van God, verneder homself. Hy word mens op hierdie stukkende aarde. Dink mooi, hy word gebore as 'n pap babietjie. Hy is die koning van die heelal. Maar hy kom nie met pragt en praal en leiwagte en 'n berede afdeling en soldate en orkes en wapperende vaandels nie. Nee, in 'n klein dorpie word hy gebore in 'n stal, Bethlehem. En net 'n krib as 'n bedjie om in te lê. Daar is hy weerloos, pasgebore, uitgelewer aan die gevaarlike en onvoorspelbare wêreld, net soos ek en jy, en elke ander mens, as ons lewe hier op aarde begin. Lukas 2 vers 15 tot 20. Nadat die engele van hulle weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar, kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor die kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is.
The
So ons Here Jesus het aarde toegekom, mens geword, volledig soos een van ons. Hy is gebore, net soos ek en jy. Hy moes gedra word, net soos 'n klein babatjie. Hy moes gevoed word, aangetrek word, gebad word, versorg word, toegedraai word. Ook vir hom moes die reinigingsoffer by die tempel gebring word, 'n paar tortelduwe of 2 jong duwe. Maar uiteindelik was dit hy wat met sy offer, waar hy homself geoffer het, ons sou kom reinig en vergewe en vryspreek. Met sy offer, die verskrikking, die kruisdood op Golgotha, het hy dit finaal gedoen. Daar het hy verlossing gebring, versoening, genesing, nuwe lewe. Dink aan Maria, sy moeder op aarde. Sy het baie dapper ja gesê toe die Here haar roep om Jesus se ma te word. Sy het nie geweet wat vir haar voorlê nie. Sy het nie geweet wat vir hom voorlê nie. En dat daar 'n swaard deur haar siel sou gaan nie. Het sy dit volledig alles geweet, het sy dalk van die begin af nooit ja gesê nie. Watter moeder sal haar kind sommer net laat gaan, sommer net afgee, dat hulle hom gesel, dat hulle hom martel, dat hulle hom gruisam doodmaak? Tog het sy dit gedoen. Meer as dit, ons hemelse Vader was bereid om presies dit te doen, om sy geliefde seun te gee, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Lukas 2 vers 21 tot 35, 8 dae later, toe dit tyd was om die kindjie te besny, het hy die naam Jesus gekry, die naam wat deur die engel genoem is, nog voordat hy in die moederskoot ontvang is. Toe die reinigingstyd, soos deur die wet van Moses bepaal, vir hulle verby was, het hulle hom na Jerusalem toe gebring om hom tot beskikking van die Here te stel. In die wet van die Here staan immers geskrywe, elke eersteling van die manlike geslag moet vir die Here afgesonder word. Hulle het ook die reinigingsoffer gebring, volgens die voorskrif in die wet van die Here, naamlik 'n paar tortelduwe of 2 jong duwe. Daar het destyds 'n man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou in die wet en vroom en het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon en het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. En deur die Gees gelei het hy opgegaan na die tempel toe. Toe die ouers die kindjie Jesus bring om hom vir die gebruikelike bepaling van die wet na te kom, het Simeon hom in sy arms geneem en God geprys en gesê: Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het wat u gereed gemaak het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot eer van u volk Israel. Sy vader en moeder was verwonderd oor die dinge wat van hom gesê is. Simeon het hulle geseën en vir Maria sy moeder gesê: Kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. En so sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom. En wat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan.
dit het begin by Bethlehem in die koelte van die nag. En 30 jaar later het dit 33 jaar later, hoeveel ook al, het dit uitgeloop op die kruis op Golgotha, in die verblindende hitte van die middagson, waar ons Here Jesus die verskriklike belewenis van die angste van die hel beleef het, en toe sy gees oorgegee het aan die Vader. Maar dit was nie die einde van een of ander boeiende, doch tragiese verhaal nie. Want op die 3de dag het hy opgestaan uit die dood. En daarmee het hy bevestig wat hy gesê het aan die kruis. Dit is volbring. Hy het die straf van ons sondes op hom geneem. Hy het finaal, volledig daarvoor betaal by die Vader. Niemand sal dit ooit kan wegvat nie. Niemand sal dit ooit kan kanselleer of ongedaan maak nie. Ons is gered, ons is vry, ons is veilig, ons het nuwe lewe, ons is op pad na die voltooide nuwe koninkryk saam met hom. En net daar aan die kruis het die eerstes van ontelbare mense besef, hierdie is groot. Hierdie is waarlik die Seun van God. En sedertdien het daar duisendes reg oor die wêreld so tot bekering gekom. En dit is my en jou roeping. Hou aan vertel van die evangelie van verlossing in Jesus Christus. Vier Kersfees so, dat mense dit kan sien, dat hulle dit kan hoor, dat hulle dit kan glo saam met ons. Matteus 27 vers 54 sê, toe die offisier en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat gebeur, het hulle baie bang geword en gesê, hierdie man was werklik die Seun van God.
as jy nog nooit die Halleluja koor ergens gesing het nie, dan was dit vandag nou jou geleentheid. Ons het nie eens een keer geoefen nie. Hoe wonderlik is dit? Hartlike woord van dank weer aan almal wat saam gesing het, al die gawes van musiek wat die Here gee, ons loof en prys hom. Broers en susters, voordat ons uitgaan, sit maar vir 'n oomblik. Kort, ons gaan 'n slotgebed doen, waar ek in die seën van die Here gaan bid, en dan gaan ons almal saam die Amen saam sing, waarmee ons dit ons eie maak. Kom ons bid saam. Here, seën ons elke en hiervandaan verder op ons lewenspad. Maak ons instrumente in u hand hierdie Kersfees. Maak ons vol met die lewende water van die heerlike waarheid van die evangelie. En laat dit ook in hierdie Kersgety by ons uitborrel, tot seën vir elkeen by ons en om ons, en tot seën vir die hele wêreld. Amen.